Goeiedag en welkom by ons Sondagdiens. Net hier vanuit Volle Kerk Lewende Woord Gemeente in Perm. Ons is dankbaar dat jy ingeskakel is om saam met ons die woord van God te verken. En soos altyd vra ons vandag, wat sê die woord van God vir ons in hierdie dag? In 'n wêreld vol onsekerheid en onrus, vra mense reg oor die wêreld, wat gaan aan? Is ons regtig in die eindtye? En wat beteken dit vir my geloof en my toekoms? So, ek het opwindende nuus. My boek, Hoe om te navigeer deur die eindtyd, is nou landwyd beskikbaar by al die toonaangewende boekwinkels, soos Exclusive Books, Bargain Books, P&A, Wordsworth en vele meer. Met meer as 360 vrae en antwoorde, bied hierdie boek Bybelse insig oor kwessies soos die konflik in die Midde-Ooste, is dit profeties? Is die Israel van vandag dieselfde as die Israel van die Bybel? En watter eindtyd profeseë sien ons vandag reg voor ons oë afspeel? Gaan kry vandag jou kopie of vra jou boekwinkel om dit vir jou te bestel. Dit sal binne enkele dae op jou rak wees. En as jy Engels verkies, goeie nuus. Ons Engelse weergawe van die boek How to Navigate to the End Times is nou ook beskikbaar landwyd. En ons het ook 'n Engelse YouTube-program genaamd Did You Know op ons nuwe Engelse kanaal Raymond Lombard Teachings. Elke donderdag aand om 7:00 gesels ons daaroor Bybelse waarhede soos wat sê die skrif oor die eindtye, die Israel-Palestynse konflik en die geestelike betekenis van wêreldgebeure. So teken gerus in op ons Engelse kanaal Raymond Lombard Teachings en wees deel van hierdie kragtige reis deur die eindtyd profeseë. Maar nou, laat ons stil raak, ons harte oopmaak en ontvang die woord van God. Wees geseënd. Maar ons is in ons geleesde gedeelte in Lukas 22 nog by die aand voor sy kruisiging. So kom ons lees saam in Lukas 22, wil ek vir jou 2 verse lees, vers 47 en 48. Nou het Jesus uit die bofortrek uitbeweeg en hy is nou al in die tuin. En ons weet, en ons het afgelope tyd gesien wat alles in die tuin plaasgevind het, maar ek wil jou aandag terugbring na vers 47 en vers 48, wat in die tuin plaasgevind het waar Jesus gevangene geneem was. Dit is die plek, God het bepaal, en ek het laas vir julle gesê, is dit nie ongelooflik, dat die woord van die Here ons leer, dat die mens is geskape in 'n tuin, en Jesus is gevangene geneem in 'n tuin, en alles het in 'n tuin plaasgevind. So, en terwyl hy nog spreek, daar in die tuin van Getsemane, né, vers 47, kom daar 'n skare, en hy wat Judas genoem word, hy was tog aan Jesus bekend, né, was een van sy 12, een van die 12, het voor hulle uitgeloop en nader gekom na Jesus om hom te soen. En Jesus sê vir hom, Judas, verraai jy die seun van die mens met 'n kus? Nou die korresponderende gedeelte, jy hoef nie noodwendig daarin te blaai nie, maar in Matteus 26 lees ons daar in vers 47, lees ons ook, en terwyl hy nog spreek, kom daar Judas, een van die 12, met 'n groot menigte, met swaarde en stokke, gestuur deur die owerpriesters en ouderlinge van die volk. So Judas het van die Romeinse soldate gebring, maar saam met die soldate het 'n groot menigte gekom met swaarde en stokke, en sy verraaier het vir hulle teken gegee en gesê, die een wat ek sal soen, dit is hy, gryp hom, en dadelik het hy na Jesus gegaan en gesê, gegroet Rabbi, en hy het hom gesoen. Vader, seën u woord vanmôre in ons harte, en ons weet dat ook in hierdie dag het u iets vir elkeen van ons bestem. En wil ek bid dat dit wat ons vandag uit die woord uit hoor, ontvang en ontdek, dat dit in ons harte vir ons al die dae van ons lewe sal leer hoe om die seën van God te behaag. Seën dan nou ook hierdie woord, Here. Ek vra in die naam van Jesus, u seën, sal u hierdie woord seën
in hierdie uur, in Jesus naam, Vader. Amen. Terwyl ek my voorberei met die op pad na die kruis van Jesus, dan en jy sit in jou studeerkamer, jy werk deur jou geskrifte en deur die Bybel, dan daar seker goed wat bly terugkom na jou toe. En een van hierdie was die feit dat Judas Jesus verraai het met 'n soen. En dit laat my dink, was dit die enigste soen in die Bybel waarvan ons lees? En dan begin mense gedagtes loop. En ek wil met jou praat oor die gedagte van wanneer jy jou geleentheid tot sien soen. Daar is mense wat die heerlikheid van God tot hulle beskikking gehad het. En ten spyte daarvan het hulle die tydelike gekies bo die ewige. Jy sien, dis deel van ons natuur as mens. En dit is, ons is maar almal van nature geleentheidssoekers. Byvoorbeeld, 'n mens stap deur een deur met die hoop dat dit wat jy nou doen vir jou weer ander deure sal oopmaak, ander geleenthede sal skep. Ek bedoel, nie een van ons sal 'n ander een kwaadlik neem as jy begin rondkyk as jou motor se myle op is en jy voel maar my motor kos my meer om te onderhou as wat 'n ander voertuig my gaan kos en ek soek 'n beter deal, 'n beter transaksie wanneer die tyd daar is om jou voertuig met 'n ander een te vervang. En as dit dan nou so moet wees en die situasie is so, jy kan dit bekostig. Niemand gaan mos iemand kwaadlik neem om die geleentheid te benut as hy sy voertuig kan verkoop. Ek onthou, ek sê dit nou met skaamte, maar my eerste voertuig was 'n Mini Cooper en my vrou het vir my gesê, "Raymond, het jy die ding gery?" En ek sê ja, sy sê seker al toe jou arms het seker brein gebrand, want hoe het jy gepas in dit? En ek is like, jy moet nou nie so my karakter inklim nie. Toe sê ek van, maar my tweede voertuig was 'n Alfa Sat, maar hy was sat. Ek het hom gery, ek was jeugpastoor in Newcastle en ek kom daar aan, hy het sy eie ligversorging gehad, die gate in die vloer. Dit was my ligversorging. Sy petrolnaald het nie gewerk nie. So as die kar begin sluk, dan soek ek die naaste garage, né? Want dan moet ek gaan petrol ingooi en eendag het 'n broer na my toe kom. Toe sê hy, "Pastoor, en ek sien jou vensters word met vierhoutjies vasgehou, dit nie inval nie, laat dit nie inreën nie." Ek sê vir hom, "Hoor jy, ek is net 'n jeugpastoor, luister hierso. Jy weet, geld is nou nie iets wat ek nou maklik kan in die hande kry nie." En hy sê te vir my, "Maar ek sal daai voertuig by jou koop." Ek sê, "Vir hoeveel?" Hy sê, "Vir R4,000. Ek sê, "R4,000, vat hom." Toe verkoop ek hom vir R4,000. Hy het hom vir sy seun gekoop op 'n myn. Dan hy sê nie wat, hy kan hom maar verder flenters ry daar op die myn waar sy seun werk. Jy sal nie glo nie, maande daarna toe sy seun dood daar op die myn, nou nie in my kar nie, maar hy is toe nou oorlede. Maar toe is ek nou so bly, iemand het toe nou my voertuig nou by my gekoop. Maar wat jy nie wil doen nie, dit sal oneties wees om jou voertuig te verkoop en nie die probleme wat werklik in jou voertuig is uit te wys nie. Want dan soek jy mos nou geleentheid om ander moeilikheid te kry. Mense doen baie keer dinge en gebruik nie hulle geleenthede nie. My seun Raymond, AJ, toe hy klaar is met matriek, toe skryf ek in Amandam in by universiteit, hy het besluit nie, hy gaan sy eie pad. En soos julle nou weet, en toe sê hy, "Nee pappa, ek gaan werk, ek soek geld, ek wil nie nou studeer." Ek sê, "My kind, maak 'n fout." Wel 20 jaar later, hy het nou sy LLB, hy het nou klaar gemaak as prokureur, maar het hom 20 jaar later gevat en hy moes maar met 'n vrou en kinders studeer. Nou het hy geleer, maar hy het die geleentheid gehad. En pappa sou vir hom betaal het. Wel dankie Here, sy werk het vir hom betaal. Die punt wat ek wil maak is, soms is daar geleenthede wat jy laat dit weggaan en dit kan weer na jou toe terugkom. Maar dan is daar geleenthede, jy weet net nooit of jy dit ooit weer in jou lewe sal kry nie. So hier is Judas Iskariot. Hy het die geleentheid van die hele planeet se mense, is hy een van 12 wat gekies is om Jesus apostel te wees. Een van 12 mense. Van 3 miljoene mense is hy die gekose een. En wat sal ek hom noem? Judas die verraaier, want die Bybel sê Judas die verraaier.
Sy optrede was dwaas. Ek is jammer om dit te sê, maar sy optrede was dit grens aan dwaasheid. Ek bedoel, hoe vreeslik kras is dit om vir iemand te sê, maar jy het soos 'n dwaas opgetree, maar wat moet ek anders te sê van die man, wat 'n geleentheid van 'n leeftyd gehad het, 'n geleentheid bo miljoene mense, om vir ewig verseël te wees, as een van Jesus se apostels met sy naam op die Nuwe Jerusalem, geskrywe op die fondamente, dat tot in alle ewigheid sou sy naam gepryk het op die fondamentstene van die Nuwe Jerusalem. En tot in alle ewigheid sou ek en jy hom dankbaar gewees het, omdat hy getrou aan Jesus was. En wat doen hy? 'n Geleentheid om sy naam vir ewig te laat grafeer op die Nuwe Jerusalem se fondasies. En die 12 stamme van Israel is by die poorte, maar hierdie man het dit gehaat, dit was in sy hand. En wat doen hy? Hy het dit alles opgemors. Simon Petrus, ek kan verstaan, ons lag altyd oor Petrus, hy's die babbelende een. En 'n mens kan Petrus eintlik maklik vergewe, want hy laat jou baie keer in jouself dink. Hy sê 'n ding voordat hy dink en agterna dink hy, ek moes dit anders te gedoen het. Ek kan assosieer met Thomas, soms twyfel ek en jy oor iets. Dan is ons die twyfelende, hoekom was sy ander naam, sy bynaam Didymus, wat beteken die tweeling, die wat op twee gedagtes altyd gehink het, watter kant toe sal ek gaan. Maar ek bedoel, dit is sy natuur, en ek kan verstaan. Maar Judas Iskariot, jy was nie onkundig nie, jy was nie ongeleerd nie, jy was die tesourier. Jy het die vermoë gehad om te kan werk. Jy het saam met die 70 uitgegaan deur die hele land, 2-2. Jy het nooit 'n rebellie teen Jesus gelei in jou lewe nie. Jy het Jesus gevolg vir 3,5 jaar. Jy was 'n geroepe apostel. Jy was 'n geseënde van die Here. Jy was 'n visser van mense. Jy het saam geloop as hulle mense na Jesus toe gebring het. Jy het finansies bestuur. Maar uiteindelik het jy jouself openbaar as 'n dwaas. Nou hoekom sal ek en jy so kras wees met so 'n man? Wel, die punt is, Judas het die tydelike, die verganklike, die korrupte van hierdie wêreld, mammon, vir geld, het hy gekies bo die seun van God. Hoe dwaas kan jy wees? Hy het die seun van God verraai vir geld. Maar ons kan nie ons geld in daai tyd, maar ek bedoel, dit waarvoor hy destyds Jesus verraai het in vandag se terme, is minder as R6. Nou, klink dit erg? Ja, dit is erg, dit is vreeslik. Maar jy sien, baie mense verruil Jesus vir dinge in die wêreld. Jesus het nie net vriende nie. Hoekom dink jy? Sê Psalm 2 en Psalm 110, totdat God die vyande, jou vyande gemaak het die voetbank van jou voete. Jesus het vandag baie vyande in die wêreld. Nie almal volg hom nie. Niemand het 'n liefde vir hom. Ek bedoel, wat met Charlie Kirk gebeur het, het mos tot in die grein, in die DNA, in die siege van die Amerikaanse volk, onmiddellik deurgeslaan. Ek bedoel, as mense wat fees gevier het oor 'n man wat vermoor is. Daar's mense wat hande geklap het. En hoe verskriklik oor iemand wat Jesus liefgehad het. So, mense wat Jesus haat, vyandig gesind teenoor Jesus is, sal ook optree so teenoor Christene, teenoor kinders van die Here. Nou, ek bedoel, 'n man of 'n vrou, ek bedoel, hulle weet, dat wat hulle twee betref, binne in 'n huweliksverband, think about it, dat dit wat kosbaar is vir hulle, behoort aan hulle en hulle alleen. Ander mense verruil dit vir iemand anders, en het 'n vreeslike prys om te betaal. Daar's besigheidsman, hulle gaan en hulle soen hulle toekoms Dubai, deur stupid dinge wat hulle gaan doen as hulle op reis is. Daar's sommige mense, hulle sal Jesus verruil vir dwelms en drank. Daar's sommige mense wat vir tydelike plesier in hulle dwaasheid opoffer vir hierdie lewe en nie dink oor die lewe wat kom nie. En Satan is meester om my en jou te wil verbluf, om te wys, maar kyk hoe wonderlik, kyk hierdie geleentheid wat jy het. En agterna, dan besef jy wat jy gedoen het. Judas
Jy het Jesus verkoop. En natuurlik het hy die silwerstukke teruggebring, hy het op die vloer gaan gooi, weet ons. Maar hy het nie berou gehad, hy het nooit na Jesus gaan soek nie. Hy het nie op sy knie gegaan, hy het nie vir Vader om vergifnis gevra nie. Hy het nooit gesê dat hy spyt oor wat hy gedoen het by God nie. Vir die owerpriesters kon hy sê dat wat ek gedoen het is baie verkeerd, maar hy het nooit vergifnis gesoek nie. Ek bedoel, die volgende dag het die aarde geskit tydens Jesus se kruisiging. Daar was niemand waardig bevind op aarde wat my en jou sonde kon betaal het as Jesus nie. Die engele het gesing by sy geboorte, wyse man het vir hom geskenke gebring, Maria het hom met olie gesalf en Judas kritiseer dit. Toe Maria Jesus salf vir sy begrafnis, toe bly weet hoekom mors sy hierdie salf. Omdat hy geld geneem het, omdat hy 'n dief was. Want dit laat my wonder. Verraai mense nie ook vandag Jesus nie? Ek wil vir iets vra. Onthou jy vir Orpa in die Bybel? Waar het jy van haar gelees? In die boek Rut. Jy onthou wat daar gebeur? Onthou jy toe Naomi terug moes keer na Bethlehemsvelde toe? Lees ons en sy sê vir Orpa en vir Rut sê Naomi, maar julle moet nou maar bly in julle land, ek gaan terug Israel toe. Toe verhef hulle stem en ween en Orpa het haar skoonmoeder gesoen, maar Rut het haar aangang. Daarop sê sy, kyk, jou skoonsister, dit is nou Orpa, het omgedraai na haar volk, na haar gode toe. Sy draai om agter jou skoonsister. Jy kan ook maar gaan. Sy sê nee, ek sal dit nooit doen nie. Ek bly by jou. Maar hier's die ding. Orpa het teruggedraai na haar gode toe. Sy het teruggekeer na die bekende toe. Sy het die godvreesende Naomi gesoen en toe het sy haar rug op haar gedraai. Sy was sy te bang om die regte keuse te maak? Het sy geluister na die duiwel se fluistering? Nee, maar wat gaan gebeur as jy na die land kom en jy ly honger? Soen jou moeder en gaan na jou huis toe. Sy het 'n geleentheid gehad. Kom ek jou vertel hoekom. Want onthou julle, dit was mos Orpa en Rut wat die twee skoondogters was van Naomi se twee seuns wat albei gesterf het. Die een het saam met haar teruggegaan Bethlehemsvelde toe. En wat het daar gebeur? Die een wat die regte keuse gemaak het en geweier het om haar skoonmoeder tot siens te soen en te sê ek gaan saam met moeder bly. En sy het saam met haar teruggegaan, het geword die oupa, is haar man Boas en sy, dan die ouma van, kan jy glo, koning Dawid. En haar naam is vir ewig in die Bybel. Sy het die regte besluit gemaak, sy het geweier om haar skoonmoeder tot siens te soen. Judas, jy het Jesus met 'n soen verraai. Naomi, jy het geweier om vir Rut, om vir Naomi tot siens te sê. En as jy nog gaan kyk in die Bybel, dan sien ons sy het haar vertrou op die Here gestel, want sy sê vir Naomi, sê Rut hierdie woorde, waar u gaan sal ek gaan, u volk is my volk, u God is my God. Ek het my besluit geneem, die God van Israel is my God. Ek gaan u nie soen nie, en ek gaan u nie groet nie. So partykeer moet jy iets nie tot vaarwel soen nie. Partykeer moet jy iets nie groet nie. Partykeer moet jy dink wat jy doen. Want dit kon net sowel sy gewees het, wat die een kon gewees wat met Boas sou getrou het. Wat weet ons wat sou die toekoms inhou? Dis net soos wat gebeur het met Jakob en Esau. Albei is gebore, hulle was 'n tweeling. Esau was eerste gebore. God is die God van Abraham, Isak en, maar hy sou gewees het Esau. Want hy was sy eersgeborene. En Esau het sy eersgeboortereg weggesoen deur dit te verkwansel aan sy broer Jakob vir 'n pot lensiesop. So wat ek vir jou wil sê is, 'n besluit wat jy hier neem, jy weet baie keer nie, wat is die ewigheidsgevolge nie. As ek vandag alles kon terugdraai, die Bybelse tyd, en ek kon vir Esau wys, wat sy besluit in die toekoms sou tot gevolg hê, sou hy dit nooit gedoen het nie. As ek vir Orpa kon wys, as sy 'n ander besluit geneem wat haar toekoms kon gewees het, sou sy dit nooit gedoen het nie. As ek vir Judas Iskariot kon wys, hierdie dwaase ding wat hy doen, wat dit sou wees, sou hy dit nooit gedoen het nie. En ek en jy neem baie keer maar net liekraak besluite, maar jy besef nie altyd dat dit kan ewigheidsgevolge vir jou inhou nie. Judas,
jy het jou geleentheid vaarwel gesoen. Wel, in die Bybel is daar nog iemand wat dwaas opgetree het. Sy naam is Demas. Ons lees van hom in 2 Timoteus 4 vers 10. Hy het op 'n dag omgedraai, vir Paulus vaarwel gesoen en sy goed gevat en geloop, terwyl Paulus hom nodig gehad het. En ons lees in die Bybel, want Paulus sê, Demas het my verlaat, omdat hy die teenswoordige wêreld lief gekry het. Hy het aanbeweeg, hy is terug in die wêreld in. Kan jy glo, 'n kollega, 'n medewerker, 'n vriend van Paulus is die wêreld in, hy het hom totsiens gesê, en hy het sy eie pad gegaan, terug in die wêreld in. Nou, wat is Demas? Hy is wat ons sou sê, die soen van een wat verlaat. Want 'n verlater is een wat omdraai nadat jy 'n keuse gemaak het. Dis een ding om 'n verkeerde keuse te maak, dis 'n ander ding om die regte besluit te neem en daarna jou besluit te verander. En dis wat hy gedoen het. Hy was 'n volgeling, hy was 'n disipel, hy was 'n kollega en 'n vriend van Paulus. Nou, 'n verlater is een wat omdraai uit 'n keuse reeds gemaak. Daar was klaar 'n kommitment. Wanneer ander op daai persoon sou vertrou, het daai persoon nou teruggegaan op sy woord en hy het omgedraai en hy doen dit nie meer nie. So sekerlik in Paulus se geval, hy het kontak met die buitewêreld nodig, hy het 'n Timoteus nodig wat nie daar by hom is nie, en hy het mense nodig om hom te ondersteun. En op daai oomblik verlaat Demas hom. En hy skryf en hy sê, Demas het my verlaat. Hy is terug. Nou, dis nou geestelike dinge wat ons nou van praat. Ek dink die een persoon in die Bybel wat een van die grootste foute ooit gemaak het, behalwe Judas, is die man wat sy naam ek ongelukkig nie vir jou het nie, maar die Bybel praat van hom. Ons vind hom hier in Lukas hoofstuk 18. Al wat die Bybel net sê is 'n sekere owerste. Die Bybel op 'n ander plek sê hy was 'n welgestelde jong man. So hy het 'n posisie gehad, hy's 'n sekere owerste. Dis nou in Lukas 18 vers 18. Ons het ongelukkig nog nie sy naam nie, maar ons weet van hom. Die Bybel praat van hom. Hy sê, goeie meester, wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe? Onthou julle daai storie van die ryk jong man wat gekom het? En toe sê Jesus vir hom, wel, jy moet dit en doen wat in die wet staan. En hy sê, nee, maar ek doen al hierdie dinge, Here. So wat moet ek nog doen? Dit pla. En Jesus sê, okay, kom ek vertel jou, tromp op. Ga verkoop wat jy het, want jy ontbreek nog een ding. Gee dit aan die armes en kom hier en jy sal 'n skat in die hemel hê. Nou, is dit moontlik dat hy die een kon gewees het wat Judas se plek sou inneem? Is dit moontlik? Want hoekom sê die Here, ga verkoop wat jy het en kom hier na my toe. Ek wil jou een van myne maak. Was die kans daar? In retrospek, as jy nou terugdink, die moontlikheid het bestaan, dat as hy een van die vertrouelinge was in die dag, toe hulle moes 'n keuse maak, dat hy sy naam kon dalk op die tafel gedien het, dis nie onmoontlik nie. Ons weet, hulle het gesê, almal wat van die begin af by die Here was, wat saam met ons gestap het, kom ons kies een van hulle, maar hy sou 'n potensiële kandidaat kon gewees het. Die punt is, hy het diep bedroef geword, want hy was baie ryk, en hy het toe weggegaan, en hy het dit nie aanvaar nie. So, vriende, hier is die ding. Hier het ons iemand, Jesus bied hom die ewige lewe aan, en hy soen die geleentheid tot siens. Hy aanvaar dit nie. Hoe verskriklik. Hoe verskriklik. Dat party mense vandag soen hulle geleenthede tot siens, in ruil vir iets anders. Daar's mense vandag, wat sê, ek sal die Here dien, maar gee my net kans, ek wil nog net eers dit en dit doen. Daar's werklik jong mense vandag wat sê, eendag sal ek my hart vir die Here gee, maar ek het nog eers ander dinge wat ek my mee wil besig hou, en dinge wat ek wil doen in die lewe. Die feit is, wat weeg vir jou die swaarste? Dan beteken dit mos, dit is nie vir jou belangrik nie. En as jy daaroor dink, wat ons nou hier voor ons het, die tafel van die Here, iemand is die ewigheid in, vir ewig verlore, daai man is al bykans 2000 jaar in die doderyk, en as hy sy besluit kon oorgeneem het, sou hy dit gedoen het. Hy het die geleentheid gehad vir die ewige lewe, en hy het dit vaarwel gesoen. Nou kom ek vertel jou iets anders, hoekom ek met jou hieroor praat. Het jy geweet, daar's 'n teks in die Bybel wat sê, in Psalm 85ste Psalm, vers 11,
Goedertierenheid en trou ontmoet mekaar, geregtigheid en vrede kus mekaar. Hulle soen mekaar. Ek wil iets vertel. Het jy geweet dat Golgotha, daai volgende dag, waar Jesus op Golgotha se heuwel gaan hang het, dat dit die plek is waar jy vrede by God en geregtigheid en die goedheid van die Here ontmoet, waar hulle mekaar kus, waar hulle mekaar soen. Jy sien, want 'n soen is mos intiem, dis kus. Dit spreek van intimiteit, dit spreek van toegeneentheid. En om te dink dat die Bybel sê, vrede en goedertierenheid en geregtigheid kus mekaar. Daar waar daar vrede is daar geregtigheid en daar is goedertierenheid. En wat ons kan kyk hier, die Bybel sê in Psalm, in die tweede Psalm, en dit is nou in vers 12, kus die seun voor hy toornig is. Moenie Jesus se toorn opwek nie. Daar staan letterlik in jou Bybel, soen die seun, hoofletter S, né? Jesus Christus. Soen die seun, kus die seun, voordat hy in 'n oordeel oor jou losbreek. Ander woorde, wees gou om sy voete te soen, om sy hande te soen, om sy wange te soen, om neer te val voor hom. Kus die seun, voordat hy sal optree. Jy maak 'n keuse. Daar's mense vandag, wat hulle mag miskien na hierdie boodskap luister, miskien is iemand in hierdie diens, of dit kan iemand wees wat my later hierdie boodskap ontvang. Wil ek sê, wil jy soos 'n Judas wees? Wil jy soos 'n Orpa wees? Wil jy soos hierdie ryk jongman wees? Want hier is die ding, wat kies jy? Want vandag is die geleentheid om Jesus se voete te soen. Dis die plek. Eintlik bring hierdie tafel vir my en jou vandag op 'n plek waar ek Jesus se voete kan soen, waar ek sy hande kan soen, waar ek kan neerval en my lojaliteit teenoor hom bepleit. Want jy sien, hy het gesê, wanneer julle saamkom, doen dit die tafel, die brood en die beker se gebruik tot my gedagtenis, terwille van my. So dis my vraag aan jou, is jy bereid vandag om hom te soen, om te sê, Here, hier waar daar vrede is, hier waar geregtigheid is, en waar u goedertierenheid is. Vandag is die dag van die Here. Dis eintlik 'n wonderlike geleentheid wat ek en jy het, en dat jy gekies het om vandag hiernatoe te kom, waar jy kan die Here vandag soen, om te sê, Here, u is my verlosser, u is my Here. Here, en as u vandag hier met my kon gewees het, ek sou neerval om u met diepe dankbaarheid te soen. Ek wil u nie verraai nie. Ek wil nie betrokke raak in die dinge van die lewe en die wêreld. Die Bybel sê die grootsheid van hierdie wêreld. En die Bybel waarsku ons. So hierdie tafel dien ten doel om ons elke keer terug te bring. Om my en jou voortdurend te herinner waaroor dit eintlik gaan. Dis goed om gedurig aan die regte dinge herinner te word. Want hierdie help ons dat ons hierdie pad byster raak, dat ek en jy nie begin met ander dinge besig raak in die lewe, maar dat ons gedurig kan kom om te sê, Here, baie dankie, dankie Jesus, ek loof u vir wat u vir my gedoen het. Is jy vandag gereed om sy voete te soen, sy hande te soen, voor hom neer te val, hom te aanbid? Want as dit is wat jy sê, dan beteken dit jy's op die plek om te eet en te drink hiervan. En as dit nodig is, sy vergifnis te vra. As daar iets is wat jy voel, wat is tussen my en die Here, en sê, Here, vergewe my, ek vra u om vergifnis. Dis die plek, want dit is geregtigheid en vrede, kus mekaar. Golgotha is nie 'n oordeel nie. Golgotha is ons verlossing. Golgotha spreek van vergifnis. Golgotha spreek van heling. So dit wat ons hier voor ons het vandag, is waar die Here ons nooi, ongeag wat jy gedoen het, waar jy gefouteer het. Laat my dink aan 'n vrou eendag, dat toe die nagmaalbeker by haar verbykom, toe wil sy dit nie gebruik nie, en die ouderling wat so met die beker in sy hand staan, en hy wys dit, en sy laat sak net haar kop, kon in haar oë sien, sy voel sy's nie waardig om van die beker te drink die oggend, en hy sê vir haar, mevrou, drink daaruit, dit is vir sondaars, dit is vir mense wat, hulle die Here se genade nodig.
En ek wil vandag vir jou sê, moenie die duiwel vir jou lieg nie. Hierdie is net vir God se kinders nie, maar is vir sondaars wat na die Here toe gekom het. En as jy vandag na hom toe kom met jou hele hart, dan is dit vir jou. En jy hoef nie 'n lid te wees van hierdie gemeente, 'n lidmaat nie. As jy aan Jesus behoort, dan kan jy dit gebruik. En as jy voel, maar ek het soveel sonde in my lewe gehad, hy vergewe. Hy reinig ons. Ek wil sê, kus die seun. Die woord sê, voordat jy op die weg vergaan. Dit staan letterlik geskrywe, kus die seun, dat hy nie toornig word en julle op die weg vergaan nie, want gou kan sy toorn ontvlam. Welgeluksalig is almal wat by hom skuil. Wel, geluk en salig. 3 keer gelukkig is jy. Dis wat welgeluksalig beteken. 3 keer gelukkig. Wel, geluk, salig. Welgeluksalig is hulle wat by hom skuil. Nou vandag kan jy onder die kruis, onder die vleuels van Golgotha kom, onder die bloed van Jesus, waar ek en jy doen wat die Bybel sê. Kus die seun, dat hy nie toornig word en julle op die weg vergaan nie. Moenie jou eie pad loop nie, dat jou pad na die seun toe kom. Kom ons bid saam. Vader, dankie vir hierdie tafel. Dankie dat ons onder die vleuel van Golgotha kan kom. Here, ek het vanmôre gehoor ons koorleier sê, ek gaan hemel toe. En sy woorde was, want ek het my sondes teenoor hom bely. Ons kan almal daarmee identifiseer. Die seun het vir ons 'n weg gebaan hemel toe. Kus die seun. Wees gou om jou hart na hom te wend. Here, dat daar nie by ons 'n Demas streek sal wees nie. Dat daar nie by ons 'n Esau streek sal wees. Of van 'n ryk jong man, of van 'n Orpa nie. Dat daar nie by ons 'n verraaier sal wees nie. Maar Here, dat U by my een vind wat die seun kom kus. Dierbare Jesus, aan die kruis is daar vergifnis gespreek, vergeef hulle weet nie wat hulle doen nie. Aan die kruis het U bloed gestort, sodat ons van ons misdade en ongeregtigheid en oortredinge geheel kan word. Dankie Jesus vir U kosbare bloed. Seën nou die gebruik van hierdie tafel, bid ons Vader, in Jesus naam. Amen. 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 So dierbares, hierdie tafel behoort nie aan 'n kerk nie, maar dit is die tafel van die Here. Wat dus beteken, dit is vir al die kinders van die Here. Ek weet nie wat die afgelope maand in jou lewe uitgespeel nie, of jaar. Ek weet nie wanneer laas was jy by 'n nagmaal geleentheid nie, maar dit is baie kosbaar, want hierdie tafel, wanneer ek dit gebruik, verbind ek my lojaliteit met Jesus. Verstaan jy? Wanneer ek van hierdie brood eet, hy het gesê, met die laaste avondmaal, neem eet, dit is my liggaam, wat vir julle gebreek word. Wanneer ek van hierdie brood eet, dan sê ek het deel aan Jesus se liggaam, wat vir my aan die kruis vasgenaal is. Wanneer ek van hierdie beker, dit is die Nuwe Testament in my bloed, wanneer ek van hierdie beker drink, dan sê ek het deel aan wat hy gesê het. Hy het gesê, dis die Nuwe Testament in my bloed vir die vergifnis van baie se sondes. So as ek hiervan drink vandag, dan sê ek, die seun het my sondes vergewe. Maar omdat geregtigheid en vrede mekaar kus, kan ek ook vandag sê, ek het vrede by God. En ek is geregverdig in Jesus Christus, waarvan
niks anders my kon regverdig nie. Jy kan vandag sê dat hierdie is 'n vredesmaaltyd ook met God en is 'n identificeringsmaaltyd. Dit is ook 'n herinneringsmaaltyd, want hy het gesê, doen dit tot my gedagtenis. So vandag is ons haastig om te doen wat die Bybel sê, kus die seun. Here, dankie vir hierdie offer. Here Jesus, dankie vir hierdie Nuwe Testamentiese belofte. Dankie vir hierdie nuwe verbond. Dankie vir hierdie brood. Dankie vir hierdie beker. En dat ons kan deel hê aan wat U vir ons gedoen het. Dankie vir vergifnis. Dankie vir genade. Dankie vir vryspraak. Dankie Vader. In Jesus naam. Amen. Here, U woord sê, kus die seun, voordat hy toornig word, dat jy nie op die weg vergaan nie. Welgeluksalig is almal wat by hom skuil. Here Jesus, ons verklaar vandag, ons skuil onder U vleuels by Golgotha, waar U die prys betaal het, vir elkeen van ons se redding en saligheid, en dat ons vandag deelgenote van die ewige lewe kan wees, met ons name geskryf in die boek van die lewe, omdat ons kinders van die lewende God is, en dat U Gees wat in ons leef getuig, dat ons almal kinders van God is, en erfgename van Christus Jesus, mede-erfgename. Here, dankie dat ons as U kind vandag kan kom en sê, Here Jesus, ons pleit ons loyaliteit, hierdie brood, U liggaam, wat vir ons gebreek is, ons identifiseer met die offer wat U gebring het. Kom ons eet dit saam. En nou die beker, dankie vir U kosbare bloed vir ons gestort. Dierbare Here, ons verklaar vanmôre, nie net as gemeente nie, maar elkeen individueel, ons loyaliteit teenoor U. En ons verklaar dat Jesus Christus die Seun van God is, die ewig lewende, dat hy die leeu en die lam is, dat hy die blink môrester is, die soetroos van Saron, dat hy die een is wat dood was en kyk, hy leef tot in alle ewigheid, hy is die getroue, hy is die almagtige, hy is die een wat weer sal kom. En tot daardie dag, Here, U het gesê, gebruik dit tot op daardie dag, tot my gedagtenis, wanneer U weer sal kom. Laat nou, Here, U geregtigheid, U vrede, U goedertierenheid op elkeen van ons se huise, ons families, ons kinders, ons man en ons vrou neerdaal. Ons bid dit in Jesus lieflike naam. Amen.